Welkom. Vandag kyk ons na 'n ongelooflike dramatiese oomblik. Die oomblik wanneer die mensdom 'n goddelike roepstem hoor. Kom ons breek 'n bietjie oop wat hierdie ontmoeting so kragtig en tydloos maak. Die verhaal skop dadelik af met 'n ongelooflike kontras. Aan die een kant die kamp van die mens. Dis chaoties, dis aards, dis vol lewe en stof en geraas. En dan, in totale kontras, die berg van God. Dis stil, dis dreigend, 'n massiewe titaan van rots. Die skrywer behandel hierdie berg nie net as 'n plek nie, maar amper asof dit 'n lewende, asemhalende karakter is. En daar het jy dit. Dis die sentrale vraag wat die hele storie vorentoe stoot. Wat gebeur wanneer hierdie twee totaal verskillende wêrelde onvermydelik met mekaar in aanraking kom? Dis waar al die spanning lê. Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper in. Hoe word hierdie berg van ontsag nou eintlik opgebou en hoe word die een man gevestig wat dit in die oë gaan kyk? En dis hier waar ons vir Moses ontmoet. En kyk net hoe die skrywer hom plaas. Hy is letterlik die brug, die middelman wat tussen die aardse en die heilige staan. Sy rug is gedraai op die chaos van die kamp en sy oë is vasgenaal op die misterie wat voorlê. Sy antwoord op sy broer se bekommernisse. Net 2 woorde: ons wag. Maar daai 2 woorde man, dis propvol betekenis. Dit bou onmiddellik die spanning en dit vertel ons alles wat ons moet weet oor sy geloof en sy rol in hierdie groot oomblik. En dan, na al daai gewag, word die stilte uiteindelik verbreek. Kom ons kyk na die oomblik wat alles verander. Die stem uit die wolk. Nou, luister mooi hoe hierdie stem beskryf word. Dis nie sommer enige stem nie, dit kom nie uit een rigting nie. Nee, dit kom van oral af, tegelyk, en dit laat die grond self onder hulle voete vibreer. Dis 'n briljante manier om die stem se alomteenwoordige krag te wys. So die oproep is nie vir almal nie, né? Daar is 'n spesifieke gastelys, kan ons maar sê. En hierdie lysname skep onmiddellik hiërargie. Dit laat jou wonder wie is waardig om nader te kom en wie moet agterbly. En dan kom die groot opdrag, die een reël wat alles definieer. Dis beide 'n uitnodiging en 'n waarskuwing. Aanbid van ver af. Hierdie frase is die hele spul se reëls. Dit gaan alles oor nabyheid, ja, maar met 'n duidelike, heilige grens wat nie oorgesteek mag word nie. So, die vraag is, hoe reageer 'n gewone mens as hy so 'n ongelooflike oproep kry? En die skrywer is slim hier. Hy gee vir ons 'n karakter, oudste Eliaf, wat daai kollektiewe vrees vir ons verwoord. Dit anker hierdie massiewe, goddelike gebeurtenis in 'n baie menslike en heeltemal verstaanbare reaksie, pure vrees. En hier sien ons 'n klassiese spanning, né? Die oues teenoor die jonges. Aan die een kant het jy Eliaf se versigtige wysheid, hoe kan ons dit waag? En aan die ander kant die jonger geslag Nadab en Abihu se ywerige opgewondenheid, ons gaan die heerlikheid sien. En weer sien ons Moses in sy rol as die brug, die kalm stem in die middel van die storm. Hy maak hulle nie rustig deur die gevaar te ontken nie. Nee, hy doen dit deur die reëls, die grense, duidelik te maak. Hy bring orde in die middel van hierdie oorweldigende situasie. En so begin die tog, die opstyging. En die skrywer is so goed hierin om vir ons te wys hoe hulle een wêreld verlaat en 'n ander een betree. Hierdie hiërargie is absoluut die sleutel. Dis soos verskillende vlakke van toegang. Die gewone mense, hulle bly onder. Die uitverkore groep, hulle klim tot by 'n grens. En net een man mag verder gaan. Elke vlak verteenwoordig 'n ander graad van heiligheid en, natuurlik, van risiko. En let op hoe die sintuie gebruik word. Die geluide van die kamp wat wegval, vervang deur hierdie elektriese stilte. Dis briljant. Jy kan amper voel hoe hulle die gewone wêreld agterlaat. Hulle stap letterlik in 'n ander realiteit in. Goed, so hier is die groot idee van die hele storie van ver af. Wat beteken dit regtig? Dis nie net fisiese afstand nie, dis 'n hele toestand. Dis die kuns om in die teenwoordigheid van oorweldigende krag te staan, naby genoeg om te getuig, maar ver genoeg om veilig te wees. En dit, mense, bring ons by die klimaks. Wel, die klimaks vir die groep althans. Hulle het die grens bereik wat vir hulle gestel is, maar een man se reis gaan voort. Hulle kom nou by daai grens. En wat sien hulle? Die pure, rou krag op daai bergtop. Dis vlamme, dis donderweer wat hulle in hulle bene voel. Hulle kan dit sien en hoor en voel, maar hulle weet, hulle mag nie 'n tree verder gaan nie. Onthou julle daai getal? 74. Moses, Aaron, sy 2 seuns en die 70 oudstes. Hoekom so spesifiek?
Wel, dis omdat niks hier toevallig is nie. Elke detail is haarfyn beplan. Dit is 'n berekende, goddelike ontmoeting. En op hierdie oomblik maak dit nie saak wie jonk is of wie oud is nie, wie bang was en wie opgewonde was nie. Al daai verskille verdwyn. Hulle is net een groep op hulle knieë wat as een liggaam reageer op wat hulle sien. Hulle reis het tot 'n einde gekom. Hulle het die grens bereik. Hulle het hulle deel gedoen. Maar die storie is nog nie heeltemal klaar nie, want wat van hulle leier? En dis waar die toneel eindig, met daai een kragtige beeld. Hy gaan voort, alleen. Dit los ons met daai ongelooflike gevoel van die eensame pad van 'n leier, die een persoon wat die finale grens alleen moet oorsteek. En dit los ons met die groot vraag: wat wag vir hom daar binne in daai wolk?